Ons is by oefening 11 by hoofstuk 6 van hoofstuk 5 van Mind Action Series. Ons kyk na terugidentiteite. So in die vraag A, vra vir watter waarde is van theta, is die volgende identiteite ongedefinieerd. Okay. So ongedefinieerd het ons in hoërskool praat ons van twee tipe ongedefinieerdheid, dus as 'n vierkantswortel het van 'n negatiewe getal, so enige negatiewe getal onder 'n vierkantswortel, of ons het enigiets gedeel deur 0. Okay. So hierdie is meer irrasionele getalle wat imaginêr is. So ons gaan meer kyk na 'n getal gedeel deur 0 wat ongedefinieerd is. Okay, so in vraag 4 kry ons cos 2 theta plus cos theta gedeel deur sin kwadraat theta is gelyk aan 2 sin 2 theta minus sin theta gedeel deur 2 sin theta minus sin 2 theta. Okay. So, kom ons gaan kyk na hierdie vraag en ons sal sien as ons as daai gelyk is aan 0, daai mag gelyk wees aan 0 nie, dan is hy ongedefinieerd en daai ook nie. So dan deel ons met 0. So by nommer 4 het ons dan eerste ene is sin kwadraat theta is gelyk aan 0. Okay. So dit gee vir ons dan, as ons al twee kante tot die mag van 'n half vat, want ons wil daai kwadraat weg hê, dan kry ons dan sin theta is gelyk aan 0, en nou wil ons die inverse kry van die sin theta, of die arc sin theta, of die arc sin van 0, gee vir ons dan theta, en hierdie is net wat die calculator sê as shift sin van 0, okay, dan kry ons 0 grade, okay. So 0 grade, en dan weet ons met elke omwenteling, maal 360 grade, okay, dan is hy weer by 0, okay. So, dis 0 plus k, wat net 'n konstant is 1 maal 1 of 2 of 3 of 4, en dan kan jy dan net sê dat theta is 'n element van al die telgetalle, wat die z is. Okay. So, nou het ons die eerste ene, wat ons nou het, is hierdie ene, so ons vat net hierdie bykie kant toe. Okay, en nou gaan ons kyk net na die ander kant toe. So ons kan sê dat die identiteite is, as hulle sê dis identiteite, dat die onder en die onder dieselfde is, maar dit werk nie altyd so nie, want jy kan sien die boons is ook dieselfde nie, so ons gaan kyk dan maar net, ons toets vir al twee onder. Okay, so nou het ons hierso, is ons, die volgende ene het ons dan, ons kan sê, 2 sin theta minus 2 sin 2 theta is gelyk aan 0. Okay. So het ons nou 'n dubbelhoek, so ons moet net na die dubbelhoek gaan kyk. So ons kan dit skryf as 2, so ons net hierdie na die kant toe vat. 2 sin theta minus, die dubbelhoek opbreek kry ons, dan hierso gaan ons, sorry ek het hierdie verkeerd afgeskryf, het ons 2 sin theta maal met cos theta is gelyk aan 0. Okay, so nou het ons hierdie ene, en ons kan nou sien dat ons 2 sin theta, en ons het 2 sin theta hierso. Okay, so ons kan 2 sin theta uithaal. Okay, en dan bly ons oor, het ons hierso, het ons 1 minus cos theta is gelyk aan 0. Okay. So, ons kan dit so doen, en dan wat ons nou het, ons kan sê, ons het sin 2 theta, okay, sin 2 theta
moet gelyk wees aan 0, want as iets mal iets is gelyk is aan 0, okay, dan gaan dit nie uitwerk nie. Okay, so ons kan dan sê aan die een kant is 2 sin 40 gelyk as aan 0, okay, of 1 minus cos 40 is gelyk aan 0. Okay, so kom ons kyk dan hierso, en as ons kry sin 40 is gelyk aan 0, okay, so dan kry ons weer presies wat ons aan hierdie kant gekry het. So dan weet ons nou net 40 aan hierdie kant is gelyk aan 0 grade plus mal 360 grade. Okay, en dan weer 40 is 'n element van al die telgetalle. Okay. En dan hierso gaan ons nou uit ons cos 40 is gelyk aan, die 1 gaan oor en word minus, en ons deel met 'n minus, so dit word net 1. Okay. Okay, so dan kry ons 40 is gelyk aan. Okay, so ons sê cos van 1 is 0. Okay, so dit bly dieselfde. Plus, kom mal 360 grade. Dan 40 is 'n element van die telgetalle. Okay. So, as ons nou gaan kyk, kom ons gaan kyk net gou daarso, en as ons intoets, okay, so daarso 2 sin 40, okay, so as ons sê 2 mal met sin van 0 is gelyk aan 0, okay, en dan, as ons sê sin van 42, so 2 mal 0 is 0, okay, so 0 minus 0 is 0, okay, so dan toets ons dit dan net te kyk of dit reg is, okay, so 0 minus 0 is 0, en ons kan nie met 0 deel nie, okay, so dan is hier is allemaal dieselfde, so ons kan net sê, dan dit is 0 plus k mal 360 grade. Okay, ons kan gaan kyk of, so onthou net altyd om dit te toets, jy kan dit net in die calculator gaan insit, jy waar is, en dit, wat ek sien daar is, die boek gee ook 180, as of ja, 180 as 'n opsie, so ons kan net gaan kyk, sin 2 mal 80, okay, so hierdie kom dan van die 42 wat daar uitkom, want ons gaan net sê die sin 42, okay, so daai 2 sin 40, wat dan sê dat hierdie sin, en daai sin, okay, so gaan dan, kan jy sê, as ons vat 42, okay, so 42 is gelyk aan 0 grade plus, kom mal 360 grade, dan kan ons sê 40 is dan ook gelyk aan 0 grade plus, kom mal 180 grade. Dit is 'n bietjie moeiliker een om hierdie ene raak te sien, so ons moet net seker maak dat ons daarna gaan kyk ook. Okay, so, en dit kom uit van, as ons na hierdie kyk, so ons 2 sin 40 is gelyk aan sin 42. Maar dan, as ons dan hierso het ons 2 sin 40, as ons dan het ons die 2 sin 40 mal cos 40. Okay. So, maar wat hy hierso bedoel is, die 2 mal die waarde van sin 40 is gelyk aan sin mal 2 mal die hoek van 40. Okay. So as ons dan hierso sin op sê 360 grade het, wat ook 0 is, gaan hy hierso wees 180 grade. Okay, so ons moet net seker wees dat ons daagtes op nagaan.
Okay, so kom ons kyk na die volgende ene by B. Okay, so B by nommer 1. Okay, B by nommer 1 het ons 1 minus cos, 1 plus cos, dit is alles gedeel deur, onder die deel gedeel deur of onder die breek, en dan ons dan x maal sin 2x. Okay, so ons gaan hierso na 3 moet kyk, want hulle sê, vraag hierso, wat waar is van E is element van 0 tot 360, is die volgende identiteite ongedefinieerd. So ek hulle praat net van 0 grade tot 360. So kom ons kyk na die eerste ene, wat cos x is, 1 minus cos x. Okay, so ons 1 minus cos x is gelyk aan 0, so dan kry ons cos x is gelyk aan, dit die 1 gaan oor, dit word minus 1, so dit word 1, so x is dan. Okay, so ons gaan die tweede ene van, die arc van cos van 1 is 0 grade plus k maal 360 grade. Okay, wat ons nou daai nou ook doen, die onderom. Okay, so ons het hier so 1 plus cos x is gelyk aan 0. So dan kry ons cos x is gelyk aan minus 1. Okay, so as ons cos x minus 1, so okay, dan kry ons x is gelyk aan 180 grade. Okay, plus k maal 360 grade. Okay, so ons moet altyd hierso onthou om te skryf, x is 'n element van die telgetalle. Okay, x is 'n element van die telgetalle. Okay, en dan gaan ons nou gaan kyk na volgende ene toe wat dan x dan x maal met sin 2x is gelyk aan 0. Okay, so ons het nou eers het ons dan x mag nie gelyk wees aan 0 nie, dan ons het 1 wat maal met die ander ene. Okay, so dan kan ons skryf x is gelyk aan, okay, so ons gaan kyk wat is dan x van 0. Okay, so daai is dan 0 grade plus k maal 180 grade. Okay, en dan het ons dan die volgende het ons sin 2x is gelyk aan 0. Okay, so dan het ons 2 sin x maal cos x is gelyk aan 0. Okay, ons kan nou net sê sin van 2x. Okay, so ons kan net sê dan die 2x is gelyk aan, as ons sê die function sin van 0, okay, is 0 grade, onthou 0 kan wees 360 grade ook, plus k maal 360. Okay, so ons het 0 gekry, maar ek het net die eerste 360 bygetel om 'n getal te kry, want ons gaan die 2 moet ook indeel. Okay, so dan kry ons x is gelyk aan 180 grade plus k maal 180 grade. Ons x is 'n element van die telgetalle. Okay, so dit gee vir ons nou, as ons gaan kyk na hierdie ene, het ons het 0 grade, ons het 180 grade. So ons gaan sê x is gelyk aan 0 grade, ons het 180 grade. Okay, so ons sal dan, en het ons 360 grade het ons ook. Okay, so onthou net uit hierdie ene uit, moet ons net kyk by tan, want tan in homself,
as ons kyk, dan is hierso, kan ons ook nou skryf is, sin x oor cos x. So as ons cos x is gelyk aan 0 vat, okay, as dit is gelyk aan, dan is x gelyk aan 90 grade plus maal 360 grade. Okay, so nou het ons hierso het ons dan 90 grade ook. Okay, so en ons het cos is positief in 2 kwadrante. Okay, so jy sal sien as ons cos vat, of cos van 270, dis op 0. Okay, so jy kan sê x is like aan 270 grade plus maal 360. Okay, so dan kry ons 90 grade hierso en 270 grade. Okay, so onthou as die goeders positief is, soos cos x is positief in 2 kwadrante. So as jy gaan kyk na die cos, okay, so hy is positief daar en hy is positief daar. Okay, so ons kan gaan kyk, 0, maar plus maal 360 sit hom in hierdie kwadrant op. So in hierdie in die geval van cos x het ons 90, want cos x is hier in die 90 grade, hy is hier so positief. So as cos x op 90 is, dan is hy positief. Okay, en dan as hy weer op 270 grade is, dan is hy ook positief, hierso by 270. So 90 is hy en dan 270 grade is hy positief. Okay, kom ons kyk nou na oefening C. En dis nommer 2. So, nou vra hulle vir watter waardes van alpha tussen minus 180 en 180 is die volgende identiteite ongedefinieerd. Okay, so as ons gaan kyk na 2, okay, so ons sien dat cos 1 plus 2 alpha, okay, daai kan nie gelyk wees aan 0 nie, en dan weet ons het 'n kwadraat daar so is, sin alpha oor cos alpha kwadraat. Okay, so daai cos alpha mag nie gelyk wees aan 0 nie. Okay, so dan kan ons sê 1 plus cos 2 alpha is gelyk aan 0, so dan kry ons cos 2 alpha is gelyk aan 1, so 2 alpha is gelyk aan, okay, so as cos van 1 vat, is 0, plus k maal 360 grade, okay, en as ons nou met 2 deur alles deel, kry ons 0 plus k maal 180 grade. Okay, en die tweede ene wat ons nou wil kry is cos alpha. Ons cos alpha is gelyk aan 0. Okay, so alpha is dan. Okay, so as ons sê cos van 0 is 90 grade. Okay, so dit is 90 grade plus k maal 360 grade. Okay, nou alpha is nie positief. Okay, so cos is positief, nie daar so en daar. Okay, so hy is positief. Okay, so as hy dan daar gaan hy op 90, sy 0 is hy op 270 ook positief. Okay, so as jy net sê cos 270 is ook gelyk aan 0. So kan jy net sê daar is alpha is ook 270 plus k maal 360 grade. Okay, so hy is positief in 2 kwadrante. Okay, die rede kom ek nie in 180 te doen nie, in hierdie ene, want ons kry 0 plus 180 gaan vir hom
weer 180 gee, en dan weer plus 180, of ons 360 gee, wat hom weer in sy positiewe kwadrant sit. Ok, maar as my net kyk, ons werk hierso, van minus 180 tot 180. Ok, so hierdie gaan dan uitwees, so hy is nie van toepassing nie. Ok, so dan kry ons alfa is gelyk aan. Ok, so ons het 0 daarop, so plus 180, so as ons sê alfa is gelyk aan 0 plus 1 maal 180 grade, dan kry ons 180 grade. Ok, en ons is alfa is gelyk aan 0 plus minus 1 maal 180 grade. Dan kry ons minus 180 grade. Ok, so ons eerste ene gaan wees minus 180 grade, dan gaan ons 90 grade het wat hierdie ene is. En dan het ons 180 grade. En daai is dan die antwoord op die by nommer C op C. So, ons kan sien ook in die hakies, hulle sê dat 180 nie ingesluit is nie, hy is by die boonste ene is 180 ingesluit. So ek het nou net 180 hier ingesluit, so jy moet net kyk dat jy om insluit. So minus 90 gaan dalk ook ene wees, as jy kyk daar, so as jy met die omwenteling omgaan. Ok, so as ons gaan sê 90 en dan minus 90 grade. Dit beteken ons gaan weer terug in die ding. So ons kan met toets daar. So as ons sê cos van minus 90. Ok, so dit gaan ook 0 wees. So dan moet ons dan net hierso sê so is 'n bietjie anders as hy op die 90 grade as is en dit, omdat die grafieke, jy sal sien as die grafieke wat ons teken, wat so loop, hy het wel sy 360 grade punte daar, maar daar waar hy 0 sny hy hom gewoonlik in helfte van die 180 grade, omdat hy positief, weer terug positief gaan, weer in 'n ander kwadrant voordat hy die omwenteling maak. So dit is net van die kruin na die kruin wat hy sy volle periodes het.